Goeiemôre, welkom by vandag se nuwe week en 'n nuwe dag en ek hoop dat dit goed gaan en dat dit 'n lekker naweek was. Ek is Carly en hierdie week stap ons saam deur Richard Rohr se boek Breathing Underwater. Nou in hierdie boek gebruik hy spesifiek die 12 stappe van die anonieme alkoholiste as 'n geestelike pad om dieper in God se genade te leef. Ons het erken dat ons magteloos is oor alkohol, dit is wat die eerste stap sê, en dat ons lewe onbeheerbaar geword het. Rohr wys dat dit nie net oor alkohol of verslawing gaan nie, dis die beginpunt van elke ware geestelike groei. Nie by oorwinning of krag nie, maar by eerlikheid, magteloosheid en oorgawe. Hy sê die pad na onder is die pad op. Dit is juis op die laagste plekke van ons lewe waar God ons kom oplig, optel en ons transformeer. Hierdie eerste stap haal die masker af. Dit wys dat ons nie ons lewens volkome kan beheer nie en ander mense ook nie kan beheer nie en ook meeste van die tyd ook nie onsself kan beheer nie. Die verslawing is net een vorm van die groter menslike illusie dat ek in beheer is. In 2 Korintiërs 12 vers 9 lees ons: My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer op my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Nou wanneer ons dink ons het alles onder beheer, roep ons selde na God. Ons voel selfverseker, trots, selfs veilig in ons eie planne. Maar wanneer die lewe ons onkant vang, deur verlies, mislukking of pyn, dan begin ons besef, ek kan myself nie red nie. Nou Rohr waarsku, ontkenning is die algemeenste geestelike siekte. Ons vertel vir onsself stories om die beeld van beheer te beskerm. Tog is die geskenk van hierdie eerste stap, dat wanneer daardie illusie verbrokkel, God se krag eers werklik plek kry om binne in ons te beweeg. Nou Paulus herinner ons dat God se genade vir elkeen van ons genoeg is. Die kruis is nie die struikelblok tot die opstanding nie. Dit is die pad daarheen. Ons krag begin juis waar ons ophou probeer om alles self te doen. Rohr sê, totdat ons ons eie klein krag erken, ons eie kleine kragte, sal ons nooit God se groot krag kan beleef nie. Daarom ervaar mense wat die laagste plek van hulle lewe gevind het, dikwels meer vryheid as die wat nog vasklou aan beheer. Oorgee is nie swakheid nie, dis die begin van genesing. Miskien worstel jy nie met verslawing in die gewone sin nie, maar vra jouself, waar in my lewe is dinge onbeheerbaar? Waar hou ek vas aan beheer, al weet ek diep binne, ek kan nie meer nie. Dit verg moed om jou eie swakheid te erken, maar Rohr noem dit bevryding. Wanneer jy ophou voorgee, kan God se asem weer deur jou beweeg. Vra jouself, waar in jou lewe moet jy eerlik kan sê, ek kan dit nie alleen doen nie. Kom ons sluit ons oor en bid ons saam. God van genade, ek lê vandag my illusies van beheer neer. Ek erken my magteloosheid oor omstandighede, oor ander mense en selfs oor myself. Ontmoet my hier in my swakheid, liewe Heer. Laat my onbeheerbare lewe die opening word waardeur U liefde kan vloei. Leer my om met oorgawe te vertrou, om in U genoegsame genade te rus en om te glo dat U krag genoeg is. Amen.